Welkom by die BizNews Blitsbrief. Vandag is Maandag, 26 Mei 2025. In plaaslike nuus, Polisieminister Senzo Mukunu sê die groot misdaadkategorieë in Suid-Afrika het jaar tot jaar gedaal, insluitend 'n afname van 3,1% in die moordsyfer. Maar nie alle streke sien verbeterings nie. Nelson Mandela Bay bly 'n brandpunt en die Noord-Kaap was die enigste provinsie waar moord toegeneem het. Die regering se nuwe konsepreëls kan uiteindelik die deur oopmaak vir Starlink in Suid-Afrika. Die beleidsverskuiwing sal buitelandse telekommunikasieoperateurs toelaat om met plaaslike firmas saam te werk, in lyn met die GNU se 5-jaar plan om beleggings te bevorder en internettoegang uit te brei. Inwoners van Gauteng moet hulle voorberei vir verminderde watervloei in Junie en Julie, naarmate Randwater sy infrastruktuur opgradeer. Die nutsmaatskappy sê die toevoer sal met 30% beperk word om die aanvraag te bestuur en stelselversaking te voorkom. Daarom word huishoudings aangemoedig om water spaarsamig te gebruik. 'n 36-jarige man sal vandag in die hof verskyn nadat hy na bewering president Cyril Ramaphosa en die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill-Lewis, gedreig het. Die verdagte staan tereg op aanklagte van intimidasie en aanhitsing, met die polisie wat bevestig dat die dreigemente via sosiale media gemaak is. PRASA het meer as 2,5 miljard rand bestee aan die opknapping van treine wat onbruikbaar in depots gestaan het. 'n News24 ondersoek onthul dat die Staatsspoorwegagentskap dosyne waens weggegooi het sonder om hulle ooit in diens te stel, wat nuwe vrae oor vermorsing en wanbestuur laat ontstaan. In sake nuus, Suid-Afrikaanse kopers wend hulle tot e-handelsplatforms soos Takealot, Amazon en nou Temu, waar die markandeel van tradisionele kleinhandelaars soos Checkers en Pick n Pay verminder. Met goedkoper pryse en tuisaflewering hervorm aanlyn inkopies hoe die land alledaagse goedere koop. Capitec raak nader aan FirstRand as Suid-Afrika se waardevolste bank, met 'n markkapitalisasie van slegs 6,8 miljard rand agter, sê ontleeders dat Capitec se groeimomentum en sterk kleinhandelfokus binnekort daartoe kan lei dat hulle die boonste plek inneem. Sasol sal 'n wins van miljarde rande ontvang nadat 'n langdurige tariefgeskil met Transnet afgehandel is. Die staatsbeheerde logistieke firma het ingestem om meer as 4,3 miljard rand vir oliepyplynkoste te betaal, wat 'n regstryd sal beëindig wat al meer as 'n dekade lank voortduur. In internasionale nuus, Harvard Universiteit is onderskoot oor sy bande met China, met Amerikaanse wetgewers wat druk uitoefen vir beperkings op befondsing en aanlyn programme. Die terugslag het kommer gewek onder internasionale alumni, wat vrees dat hulle in die kruisvuur van toenemende geopolitiese spanning vasgevang sal word. Die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het 'n voormalige regter begenadig wat na 'n korrupsieskuldig bevinding uit die land gevlug het. Die stap kom terwyl spanning binne ZANU-PF styg met kontroversiële opmerkings deur die magnaat Kuda Tagwiri se pastoor, wat seldsame openbare weerstand van die president se woordvoerder ontlok. In sportnuus, die Pumas het die Griquas met 43-19 oorheers om die SA bekertitel in Kimberley te beklink. Dit is al tweede trofee in 3 jaar en 'n duidelike waarskuwing aan groter unies vir die komende Curriebeeker. Dit is dit vir vandag se Blitsbrief. Skakel môre weer in vir 'n kragtige oorsig van die belangrikste plaaslike en internasionale nuus, vinnig en feitelik.